Ek sê, okay, ons is op. Okay, so ons gaan vandag aan by Romeine 10. Nou Romeine 10 is nogal een van die gedeeltes waarvan ek hou in Romeine, want julle gaan sien daarso is 'n sekere instruksie hierso in Romeine 10 wat ons ook moet volg. Nou laasweek het ons gekyk na God as die pottebakker, ons as die klei. En as julle reg kon onthou het dit eintlik vir ons gewys, dit gaan nie altyd maklik wees as die klei in die pottebakker se hand is nie. Hulle het vir ons geïllustreer daar dat soms, net soos dit lyk of alles reg is, dan val dinge weer plat en ons gaan deur dieselfde in die lewe. Kom partymal op die piek en dan is ons weer in die dal. Maar die mooi ding van dit was, dat God vir ons gewys het, hy is nooit klaar met ons. Hy is nog altyd besig met ons, daar is altyd nog 'n geleentheid. Die geheim is net, ons moenie God bevraagteken. Wat ook al God besluit het, gaan gebeur, sal gebeur, en God weet beter. En die ander mooi ding wat ons ook gesien het laasweek is, al voel jy soms soos 'n mislukking, sal God jou kan herstel. Ons het afgesluit met die gedeelte waar ons gekyk het na Jesus as die hoeksteen of die struikelsteen, wat ons gekyk het, ons moet of hom ons fondasie maak, of ons gaan oor hom struikel. Nou, ons gaan nou vandag aan met hierdie gedeelte van Romeine 9 tot 11, wat so op dieselfde tema werk. So ons is nou hierdie week presies so in die middel, waar Paulus nog steeds hierdie tema aanspreek. En nou vandag gaan ons kyk onder andere, waar Paulus weer eens met die Israeliete praat, en dan wys hy uit, hoekom hulle nie noodwendig gered word nie, want hulle werk dan so hard, hulle probeer so hard, en dan gaan ons nou sien, dit is nogal redelik van toepassing op ons ook soms. So vir dies wat wil, julle kan gaan na Romeine 10 vers 1 toe so lank. Nou hier is Paulus aan die woord en hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig dat van hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Nou hier kan ons weer eens sien, Paulus begin met 'n omgee vir Israel. Hy het hoofstuk 9 ook so begin, wat hy eintlik sê, ek is bekommerd oor julle. En as julle reg kan onthou, het hy gesê, my hart breek eintlik vir julle, as ek myself tot 'n vervloeking kan maak, net dat julle gered kan word. En hier gaan hy aan met dit en hy sê, ek wens so julle wil tot bekering kom. Ek wens so julle wil die waarheid begin hoor. Ek wens so julle wil hierdie godsdienstigheid dalk een kant toe skuif. Want die Israeliete was baie gefokus geweest op wat ons moet doen, die werke, en ongelukkig doen baie van ons dit vandag nog. Maar Paulus sê daai tyd vir hierdie Jode, weet julle wat, julle redding is beskikbaar. En is baie makliker, is eintlik baie eenvoudiger as wat onder die wet hoef te wees, en soos ons al met Israel gesien het, neig hulle nogal om alle kant toe te beweeg. En hy probeer vir hulle leer hierso dat op hulle eie werke kan hulle nie gered word nie. Ons het dit al gesien, jou werke kan jou nie by God uitkry nie. Nou wat aansluit by dit, sal ons sien in Galasiërs 3 vers 10. Nou in Galasiërs 3 vers 10 staan hierso, 'n onverstandige Galasiërs, ek is al by 10. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen. So dit sê vir ons, en ons het al gekyk na dit, as jy die wet wil onderhou, het jy 613 wette. En nou sê hy hierso, weet jy wat, as jy nie elke liewe wet kan onderhou nie, is jy vervloek. Vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So hierso lê Paulus dit eintlik so mooi uit. Hy evangeliseer ook sommer. En hy sê, julle is eintlik vrygekoop van hierdie wet. Hoekom wil julle julleself bind onder hierdie 613 verskriklike moeilike wette om te onderhou, want niemand kan dit onderhou nie. Al probeer jy hoe hard. Dit maak nie saak hoe oulik jy is nie. Daai Moseïese wette kon die Israeliete daai tyd nie geonderhou het nie, en ek beloof julle vandag is daar niemand wat dit kan doen.
En hy sê vir ons hierso, Jesus Christus het gekom, hy het julle vrygekoop. Daai selfde genade is tot julle beskikking. Vat dit net. Erken wie Jesus Christus is, want die ou verbond het eintlik nou geëindig. Ons het 'n nuwe verbond in Jesus. En weer eens besluit die Israeliete nee, wat dit is nie wat hulle wil doen. Nou ongelukkig gaan ek nou nie vir julle jok nie, maar ek sien dit in vandag se tyd baie. In moderne hedendaagse kerke, waar mense nog steeds vir een of ander rede onder die wet wil inklim, maar baie selektief onder die wet wil inklim, ek moet dit bysê. Ek het nog nie een ou ontmoet wat Jewish roots volg, die Joodse leer volg en vir my sê, ons doen al 613 nie, hulle is baie selektief. Want as jy seker van hierdie wette gaan toepas, gaan jy toegesluit word vandag, want hulle sal jou in die tronk gaan sit as jy iemand stenig wat egbreek gepleeg het, byvoorbeeld. Ons het Woensdag in die bid hier daarna gekyk, as jy byvoorbeeld jou seun sag groot gemaak het, of wederstrewig, dan moes die seun gedood word en die ma. En julle dink ons doen dit vandag nog. So ons kies selektief. Maar waarop hierdie vir my neerkom, is ons kry baie mense in ons kerke, wat opreg is, vreeslik godsdienstig is, en hulle is baie ywerig, hulle wil graag dinge vir die Here doen, hulle wil graag vir die kerk werk, maar hulle is nie gered nie. Want as ons nou Romeine 10 gaan kyk, dan sê Paulus vir ons, opregtheid red ons nie. Ywer red ons nie, en goeie werke red ons nie. Ons wil soms so graag hierdie dinge doen om raak gesien te word deur die mense om ons, met die hoop dat, as ek my hand opsteek, gaan die Here vir my sê, ag, maar ek sien jy werk so hard, so kom ek gee nou maar vir jou my saligheid. Slegs geloof in Christus bring verlossing. Dit maak nie saak hoe hard jy werk nie. As jy nie 'n wedergebore kind van God is jy nie gered nie. Dis dit. Daar's nie 'n grys area hierso nie. Julle godsdienstigheid en om die kerk by te woon, bring nie vir jou redding nie. Dit is goed vir ons om hier by mekaar te kom. Dit is goed om saam met boeties en sissies te wees. Ek persoonlik glo dat as jy 'n werklike kind van God geword het en jy is wedergebore, wil jy dinge vir hom doen. Want jy weet wie God is. Ek hoef jou nie te vra om dit te doen nie. Jy gaan dit wil doen, nie om raak gesien te word of om gered te word nie, maar omdat jy dit vir God doen. Ek het dit al soveel keer gesê, as ons dinge hier om die kerk en vir die kerk doen, julle doen dit regtig nie vir my nie. Julle doen dit nie vir Jesus as lig nie, julle doen dit vir God. Nie een van hierdie mense wat hier voor sing vir my nie. Hulle sing vir God. Dit is so groot voorreg dat ons vir God wil werk. Maar nou as ons 'n bietjie verder kyk by Romeine 10 vers 5, brei Paulus uit op hierdie idee. By 10 vers 5 sê hy, want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot die geregtigheid en met die mond bely ons tot die redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk om oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Nou dis eintlik so kosbaar hierdie gedeelte. Nou wat Paulus eers doen is, hy haal inteendeel Levitikus 18 vers 5 aan, waar hy probeer wys dat jou redding kan nie op die wet gebaseer word nie, want niemand kan die wet onderhou nie. Nou as julle sal weet, Levitikus lê vir ons al hierdie wette uit. Nou ons maak soms die fout, as hedendaagse Christene, dat ons in Levitikus ingaan en sekere wette uithaal. En dan sê ons maar hierdie wette pas ons toe tot eer van die Here, maar dan sê die Here vir jou, dis of die hele wet of is geen wet nie. Jy kan nie deur die wet gered word nie, so jy kan nie selektief kies, want dan wil ek vir jou vra, is jou redding dan ook selektief? Is jy dan net 'n bietjie gered of is jy volkome gered? Die Here sê vir jou, jy kan nie hierdie wet onderhou nie, aanvaar asseblief my genade. En Paulus doen presies dieselfde. Hy sê hierso, ons sal lewe deur die genade van die Here Jesus Christus, nie deur die wet nie. Jy sal gered word deur die genade, nie deur die wet nie. Dis vir my hartseer as ek dink, hoeveel keer kan ons vandag hoor, ons is vrygekoop.
En dan vir een of ander rede wil ons weer sekere van hierdie wette begin toepas. Wat vir my so mooi is, dan sê hy ook hierso, daar's geen behoefte dat ons hemel toe hoef te reis om Christus aarde toe te bring nie, want God het hom reeds gestuur. God het klaar Jesus Christus vir ons aarde toe gestuur. Dan sê dit vir ons hoef nie af te gaan en om uit die doderyk op te wek nie. Hoekom? Want Jesus is opgewek uit die dode. Hy het opgestaan, as jy dit mooi kan onthou, ons het net 'n rukkie terug dit gevier. Hy is gekruisig, 3 dae later het hy opgestaan. Dan sê dit God vereis van ons net geloof. Geen bonatuurlike werke van ons kant af nie. Daar's niks wat ons hoef te doen wat extra fancy is nie. Die Here sê vir jou, al wat ek van jou verwag is, glo. En glo wat die evangelie vir jou sê. Here, dit is so eenvoudig, dit is eintlik so maklik. Nou wil ek net 'n dingetjie hierso uitwys, dat Paulus wat hierso sê, jy moet glo om gered te word. Hy verwys nie hierso byvoorbeeld, as 'n kindjie gesterf het, nou is hy nie gered nie, want hy het nie die evangelie gehoor en hy het nie geglo nie. Hier verwys hy eerstens na die Israeliete. En hy sê, julle hoor dit, julle glo dit nie, julle aanvaar dit nie, julle gaan nie gered word nie. Selfde geld vir ons vandag. Ons hoor dit, ons glo dit soms, maar ons wil dit nie altyd aanvaar nie. Dis vir my eintlik nogal kosbaar as jy weer eens gaan besef in hierdie stukkie, hoeveel van die Ou Testament al Paulus aan, wat vir my wys hoe belangrik is dit dat ons skrifte moet ken. Want julle sal sien, hierso haal hy byvoorbeeld weer Jesaja 28 aan, waar hy die verhouding met Jesus Christus beklemtoon. Wat hy vir jou sê, nie jou werke nie. Jou werke gaan jou nie geregtig stel nie, en as hy dan gaan kyk hierso waar hy die woord skande gebruik, wat eintlik vir my so mooi is, dan sê hy dit verwys na die eindtydse vernedering, wat wag vir dies wat geoordeel gaan word. Dies wat hulle ore weggedraai het van die Here af, sal eendag voor skande staan. En wat vir my ook 'n kosbare ding is, wat ons nou gaan kyk nou, is waar hy sê, hy skenk dit aan almal, Jode en heidene. Want dit sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou, julle Paulus kan dit nie vir ons meer duidelik stel nie. Ons kan nie, ons gaan nie hierdie wet onderhou nie. Dis hoekom ons ook so versigtig moet wees as ons mense onder die wet wil plaas. Want ons doen dit soms sonder dat ons dit besef. Ons vat partymal die Ou Testamentiese wette en dan wil ons mense onder die wette sit wanneer ons self nie is nie. Jy gaan dit nooit kan onderhou nie. So wees versigtig as jy ooit die woord van God wil gebruik, omdat jy iemand om die kop wil slaan met hom. Hierdie skrif is nie daar om ons sienswyse op mense af te forceer, omdat ons self soms selektiewe wette uithaal. Wat nie van toepassing is op ons nie, wat ons self nie onderhou nie, maar dan verwag ons ander mense moet dit onderhou. Ons verwag soms mense wat nie eers die Here ken, moet wette onderhou. Dis glad nie wat Paulus hierso sê nie. Inteendeel sê hy vir ons, kom weg van dit af, julle is vry van dit. Ek wil vir julle sê, ons as kinders van God moet elke dag dankbaar wees en op ons knieë gaan en sê, Here, baie dankie dat U ons onder hierdie wet uitgehaal het. Baie dankie dat ons vry is deur U genade wat U aan ons gegee het. Julle weet, as jy met jou mond dit bely, dan sê dit is 'n uiterlike bewys van 'n innerlike geloof. Dit beteken ek bely, ek weet wie is die God wat ek dien. Dis 'n diep innerlike vertroue dat Jesus Christus die kern van jou lewe is. Dis 'n diep innerlike vertroue dat maak nie saak wat om my gebeur nie. Vertrou ek op die Here of ek dit kan sien en of ek dit nie kan sien. Of dit met my goed gaan en of dit met my sleg gaan, maak nie saak nie. Ek bely dit met my mond want ek glo dit in my hart. Lippetaal is leeg as jy nie werklik in jou hart die Here vertrou nie. Dis maklik om dit te sê, dis baie moeiliker om dit soms uit te leef. As jy toelaat dat vrees jou hele lewe oorheers, Here, en ek sien dit. Ons is bang vir alles. As vrees jou lewe oorheers, dan vertrou jy nie op God nie. Dan lewe jy in sonde. En daar's 'n verskil wat tussen om versigtig te wees, om nie dom goed te doen nie. Ek is 'n ouetjie wat nogal daarvan hou om redelik die goed en die sleg te mekaar op te weeg voordat ek besluite neem. Maar as ons toelaat dat vrees ons lewens oorheers, want dit is 'n taktiek van die vyand. Die tye waarin ons leef, is mense besig om mekaar so in vrees te dompel. Christene wat die hele tyd mense probeer bang praat, waar die Here vir jou sê, as jy op my vertrou, het jy 'n innerlike vrede in jou hart, want ek is nog steeds in beheer. God is nie net perfek nie, sy plan is perfek, sy uitkoms is perfek, die toekoms wat hy vir ons beplan het is perfek, al hou ons nie daarvan nie.
Al maak dit nie altyd vir ons sin nie. God bly in beheer. Dis genoeg vir ons om 'n absolute vrede in ons harte te kry en te sê, Here, maak nie saak of die wêreld om my uitmekaar uitval nie. Ek bely dit nie met my lippe nie, maar ek lewer dit in my hart. Nou is teksvers wat my so mooi by dit aansluit, is in Filippense. En ek weet ons almal hou baie van Filippense 4 vers 13, maar kom ons lees gou wat sê Filippense 4 vers 9 vir ons. In die tydperk waar ons nou beweeg, want is julle saam met my op hierdie stadium, maak media ons almal bang. Die petrolpryse, die dieselpryse, die kos, die oorlog, die eindtye kom, dit kom, dat kom, julle, ons word gebombardeer, almal word bang. Ons uitkyk op die lewe word so negatief, want ons word geleer om die hele tyd negatief te wees. Alles is 10 keer erger as wat dit eintlik is. Filippense 4 vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Nommer 1 sê Paulus, ek lei met voorbeeld. Kyk na my en ek sal vir julle wys, God gee vir jou 'n vrede. Vers 10. Ek het my grootliks verbly in die Here en julle nou uiteindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Tweede lewensles. Soms moet ons net vergenoeg wees. Die probleem is ons lewe in 'n tydperk van sosiale media, ons vergelyk ons lewens teen die hoogtepunte van ander mense se lewens. Ons vergelyk ons lewens en soek ons dit, want ons is nie meer gelukkig waar ons is nie, want ewe skielik is God se voorsiening nie vir ons genoeg nie. Dan sê Paulus vir jou, nommer 1, ek het 'n vrede in my hart van God, of nommer 2, ek is vergenoeg. Hoor hoe mooi is hierdie. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. So nou sê Paulus vir ons, Here, nommer 1, ek het 'n hart van vrede. Nommer 2, ek is vergenoeg. Dan sê hy vir ons, niks wat met my gebeur het, was verniet gewees nie. Ek het uit alles wat met my gebeur het ek geleer en ek is geonderrig. Hy weet hoe voel dit om op die piek te wees, hy weet hoe voel dit om in die dal te wees. Nie op een plek hierso het ek een keer gelees wat hy gesê het, maar toe ek in die dal is, toe bevraagteken ek God, want hy gee nie op my standaard nie. Hy sê toe ek in die dal was, het ek geleer. Ek het geleer om op God te vertrou, want ek het 'n hart van vrede. Wat doen ons? Here, ek is in die dal, hoe durf U dit aan my doen? Here, ek is in die dal, hoekom gee U nie vir my meer nie? Here, my vriend gaan soveel beter aan. Daai ou gaan soveel beter aan. Dan sê Paulus, leer by my. Het jy 'n hart van vrede? Is jy vergenoeg? En laat jy God toe om jou te onderrig in die dae wat dit nie met jou lekker gaan nie. En weet julle, dan kom ons eers by vers 13 wat almal net aan vashou. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hy sê ek kan deur die dieptes gaan. Ek kan op die pieke staan. Ek kan 'n vrede in my hart hê. Hoekom? Want God gee vir hom die krag om dit te doen. Nie op een van hierdie teksverse bevraagteken hy die Here nie. Ek is mal oor hy sê ding, ek is tot alles in staat met 'n teksvers wat ek uit konteks uitvat, want ons gebruik hierdie een teksvers, bou 'n hele teologie op dit, wat verkeerd is. Want hierdie teksvers sê nie vir ons, dit gaan altyd met ons goed gaan nie. Dit sê nie vir jou, jy gaan partymal nie moet voorberei nie. Hierdie teksvers sê vir jou, jy gaan partymal honger ly. Dit gaan partymal met jou swaar gaan, maar weet jy wat is vir my so kosbaar van dit? Die Here gaan jou daardeur kry. Dis wat Filippense 4 vers 13 eintlik vir ons leer. So as jy jouself in 'n dal bevind, hou op God bevraagteken, vra eerder vir die Here, wat moet ek hier leer? Wat skaaf U aan my pottebakker? Wat is dit waaraan ek moet werk terwyl ek hier so sit? Wat is dit wat ek hieruit moet neem, liewe Here, in steede daarvan om God die heeltyd te bevraagteken, want dis wat ons doen. Here, ek wat so kosbaar is, hoekom sit ek in hierdie gat? Paulus sê vir jou, kry 'n hart van vrede. Raak vergenoeg met wat jy het en hou op om jou lewe te vergelyk met ander mense, want weet julle wat? Dit wat jy op sosiale media sien, is nie die hoogtepunte. Jy sien nie wat agter geslote deure aangaan nie. Ek en Simonay in 2018 is 'n arm om 'n rolletjie toiletpapier te koop en ons was vir 'n week in Mabelino. Haar boetie gee dit vir ons. Ek sê vir my vriend, ek het nie eers petrol om uit te kom. Hy sê vir my, Roan, ek wil nie hierdie vakansie verloor nie, ek gaan vir jou petrol ook betaal. Ons gaan vir jou alles betaal, gaan gebruik dit net. Op sosiale media het dit met die Maria's breed gegaan. In die meantime in die Maria's huis het ek 3 keer in 1 jaar my werk verloor. Ons het daai selfde jaar 2 weke sonder krag gesit, maar op my hoogtepunte het julle gedink dit floreer.
Dan meet jy jou lewe teen my lewe en jy sê, Here, ek soek daai lewe. Wees versigtig dat die Here nie vir jou daai lewe gegee het nie. Want dan het jy ook dalk op selfmoord se stoep gaan staan. Want jy het nie meer uitweg gesien nie. Ons kyk na ander mense se lewens en ons sê, Here, ek soek dit. In steede daarvan om te sê, Here, dankie vir die lewe wat U vir my gegee het. Want U plan is perfek. U wil is perfek. Dit maak nie saak waar ek myself vind nie. Ek soek nie sy lewe nie. Ek soek my lewe. Want ek het my God. Dis al wat ek nodig het. Julle, ons sal met vrede deur situasies gaan as ons vergenoeg kan raak en volkome op God kan vertrou. God beloof nêrens in hierdie kosbare woord van hom dat dit altyd maklik gaan nie. As dit maklik was almal Christene. As jou bankrekening jou geloofslewe bepaal het, is 'n ou soos Bill Gates en Elon Musk die grootste Christene in die wêreld. Daai man het nie benul wie God is nie. Hou op om jouself te meet teen hoogtepunte van ander mense se lewens. Raak vergenoegd met vrede in jou hart en vertrou net op God. Dis al wat ons hoef te doen. Romeine 10 vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete. En nou wil ek hê julle moet onderstreep, wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die onderstreep, evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus deur uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Nou hierso vra hy eintlik 'n retoriese vraag, en hy sê vir hulle, is dit nog moontlik vir hom gered te word? Want hy wil hê die evangelie moet oral uitkom. Iemand moet gestuur word, iemand moet dit vir hulle gaan vertel, iemand moet onder die Jode inkom. Nou die logika van hierdie verse het ek hierso uitgehaal. Mense sal Jesus aanroep om hulle te red, net as hulle glo hy kan dit doen. Geloof in Christus kan nie bestaan sonder kennis van hom nie. Hoe kan jy in iemand glo as jy nie eens weet wie hy is nie? Iemand hoor van Christus slegs wanneer iemand die reddingsboodskap verkondig, en die boodskap oor Christus sal nie verkondig word en sy iemand deur God gestuur word om dit te doen nie. So Paulus sê hierso, ek wil so graag hê, hierdie boodskap moet uitgaan na die wye wêreld toe. Maar iemand moet sy hand opsteek en sê, Here, ek is bereid om dit te doen. Here, ek is bereid om hierdie evangelie te gaan verkondig, ons moet onder die mense inkom. Maar dan sê hy ook vir ons, soos in Jesaja, nie almal gaan dit glo nie. En jy kan dit vir mense gaan vertel, hulle kan dit hoor, nie almal gaan vir jou sê, ek wil dit glo nie. Nou in die konteks van Romeine 9 tot 11, wil Paulus hierso eintlik sê, die wye wêreld is al die Jode. Hy wil tog net hê die Jode moet gaan hoor, sodat die evangelie kan uitgaan. As jy dit nie hoor nie, hoe kan jy dit glo? Ons kan nie verwag mense moet die Here dien as ons hulle nie vertel van die Here nie. Nou 'n paar dinge wat ek hierso uitgehaal het, wat vir my so kosbaar is daai gedeelte wat sê, hoe lieflik is die voete van die een wat die evangelie verkondig. Hoe mooi is dit, die persoon wat bereid is om te sê, Here, stuur my. Laat ek die wye wêreld gaan vertel van wie U is. Maar nou moet ek vir julle sê, hierdie gedeelte sê nie hoe lieflik is dit vir die een wat die ore gaan streel nie, of die een wat die gimmicks gebruik om mense te vermaak, of die een wat bylas sodat mense kan aanklank vind by dit nie, want dit is ongelukkig wat ons doen. Ons probeer die evangelie aanpas sodat ons die wêreld kan betrek. En ons probeer die evangelie aanpas dat ons nie op tone trap nie, want net nou opset ek iemand. Net nou sê ek iets en die regering sê vir my, Roan, jy gaan voor 'n regter staan. As jy besig is om dit te doen, verkondig jy nie meer die evangelie nie, want hierdie sê spesifiek die evangelie, die goeie nuus. Jesus Christus aan daai kruis, Jesus Christus wat opgestaan het, en Jesus Christus wat moes sterf, want ons is in sonde en in rebellie teenoor God gebore. Die evangelie is die evangelie wat vir jou sê, dit gaan nie altyd lekker wees nie, want dit fokus nie daarop om mense op 'n emosionele plek te kry nie. Kerke sit vol van predikante, wat mense so emosioneel probeer kry, sodat ons dan die evangelie kan deurgee. Paulus sê, jy fokus op die evangelie en wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ek wens soveel kerke kan dit begin begryp vandag, dat hulle ophou konserte opsit, om mense aan te trek en in te trek, sonder dat hulle bereid is om die waarheid te verkondig. As die evangelie vir jou nie genoeg is nie, as die kosbare woord van God vir jou nie genoeg is nie, het jy 'n probleem. Dan gaan ek ook vir julle sê, as jy eerder vermaak wil word op 'n Sondagoggend, het jy 'n probleem.
As jy kerk toe kom en jy kla oor die band, het jy 'n probleem, want jy kom nie kerk toe vir die band. Jy kom kerk toe vir God. Nou wil ek weer 'n ander ene sê, as jy eerder wil fokus op die gawes van die Heilige Gees, dan het jy ook 'n probleem. Want nie hierso sê Paulus op een plek, die gawes bring die mense tot redding nie. Hy sê die evangelie bring die mense tot redding. Ons het kerke wat deesdae verkondig dat die gawes mense red. Die gawes red nie mense nie, die evangelie red mense. Ons het kerke wat die gawes van die Heilige Gees so goedkoop maak. Want ons probeer mense op sitplekke kry. Dis nie wat die woord van God sê nie. Die evangelie bring mense tot redding. Jy ontvang die Heilige Gees en die gawes kom saam met die Heilige Gees. Maar ons probeer gimmicks in kerke gebruik, die gawes goedkoop maak. So asof ons 'n konsert opsit. So asof ons die wêreld kan intrek met dit. As die evangelie van God nie vir jou genoeg is nie, as die woord van God nie vir jou genoeg is nie, as Jesus se kosbare kruisdood vir jou nie genoeg is nie, het jy 'n probleem. As jy meer as dit wil hê, het jy 'n probleem, want dan wil jy vermaak word. Dan wil jy jou ore gestreel kry. Jesus Christus se kruisdood is al waaroor dit gaan, want as dit nie vir daai kruisdood was nie, was nie een van ons hier vandag nie. Dis wat ons verkondig. Hoe mooi is die voete van die een wat die evangelie gaan verkondig. En dit is nie net predikante nie, moenie die fout maak nie. Dis nie net vir die ou wat hier staan nie, julle, dit is vir almal. Ek gaan hierdie Woensdag weer 'n bietjie anker toe. Ek was so 'n paar weke terug daar gewees en ek het daai jong mense aangeraai en gesê, elkeen van julle moet net vir een persoon gaan vertel van Jesus Christus en wat hy gedoen het. Dis al wat ons hoef te doen, julle. Gaan uit en gaan verkondig hierdie mooie, kosbare evangelie. Die laaste gedeelte in Romeine sluit vir ons hierdie mooi af. Romeine 18. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal hulle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat my nie gevra het nie, maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na die ongehoorsame en teenspraakende volk. Nou hulle wat gehoor het, verskyn hierso na die Joodse volk heel eerste, waar Paulus sê, die Joodse volk het die waarheid gehoor, hulle het uitgegaan. In die konteks hierso het hy gesê, die evangelie wat onder almal verkondig was die Jode gewees. Hierdie man het werk daarvan gemaak. Hulle het in die sinagoges ingegaan. Hulle is uitgekry, hulle is partymal verjaag, hulle het partymal vir hulle lewens gevrees, maar hulle was nie bang gewees om die goeie nuus van die evangelie te verkondig nie. Hulle was nie bang gewees wat die reaksie gaan wees nie, want hulle het besef hoe kosbaar is dit en hoe nodig is dit dat die mense hierdie mooie evangelie kan hoor. En dan sê hy ook weer eens, hy haal sy Ou Testamentiese skrifte aan, dat nie almal wat dit gaan hoor, gaan dit glo nie. Nie almal wat die evangelie gaan hoor, gaan altyd vir jou sê, ja, kom drink 'n koffie saam met my nie, hulle gaan jou partymal vervloek. Jesaja 65 vers 1, sal ons sien, hierso is 2 profesieë wat waar geword het. En dit is vir my ook 'n kosbare ding om vir julle te wys hoe waar is hierdie Bybel. Hierdie is duisende jare uitmekaar uitgeskryf. Jesaja 65 vers 1, ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, aan 'n nasie wat my naam nie genoem het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Julle weet, God sê vir ons vandag, hier is ek, luister. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na die opstandige volk, wat wandel op 'n weg, wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan. So hierso sê God vir ons, hy het homself beskikbaar gestel vir die heidene. Hier is ek. Luister asseblief vandag. Want sy eie volk het gesê, hulle wil nie na hom luister nie. Hulle draai eerder hulle ore weg van God af. Ons doen soms presies dieselfde. Die Here sê vir ons, hier is ek. Aanvaar my liefde, my genade en my vergifnis vandag. Dan draai ons ore weg en ons sê, Here, nie vandag vir my nie. Dis vir my hartseer as ek dink, hierdie genade strek God tot almal toe, en as ek vir julle sê almal, nie 'n sekere ras nie, nie 'n sekere nasie nie, nie 'n sekere denominasie nie, maak nie saak van waar jy is nie. God sê hierdie is beskikbaar vir almal. Ons werk is om hierdie evangelie uit te bring onder die mense. Hy roep nog steeds, hy nooi nog steeds.
en nog steeds word hy verwerp. Ons moet een ding besef. Die Here forceer homself op niemand af nie. Die Here forceer homself nie op jou af nie. Hy sê vir jou, ek is hier. Luister. Jy kies of jy jou oor gaan afwend van hom af of nie. Nou om hierdie hele ding mooi by mekaar te bring. Die weg tot verlossing is net deur die woord en geloof in Jesus Christus. Daar's nie baie maniere om by God uit te kom nie, daar's slegs een manier om by God uit te kom. Julle, ons kan kerk toe kom. Ons kan bid, ons kan Bybel lees, ons kan hoe opreg wees en nog steeds verlore wees as jy nie 'n wedergebore kind van God is nie. Jy kan hier so sit en jou masker opsit, jy kan die hardste bid, jy kan die mooiste bid, jy kan nie voorstaan vir al wat ek omgee. As jy nie God jou saligmaker gemaak het nie, en jy nie erken dat Jesus Christus die weg na die Vader is, het jy 'n probleem. Lippetaal is leeg as ons harte nog nie verander het nie. Jou agtergrond, jou ras, jou opvoeding, niks wat jy in jou lewe al ooit gedoen het, maak saak nie. Die foute wat jy gemaak het, maak nie saak nie, want God kan dit vergewe en skoon was. Ek weet, ons almal wat hier sit, het 'n geskiedenis. Dis nie net ek nie. En die Here sê vir jou, bring daai vuil geskiedenis na my toe vandag. Ek was dit vir jou skoon, maar onthou, jy mag dalk die gevolge dra van keuses wat jy gemaak het. Jy mag dalk die gevolge dra van die goed wat jy gedoen het. As jy moord gepleeg het, sê die Here, ek sal jou vergewe vir dit, maar jy moet dalk eers tronk toe gaan. Want jy het nog steeds moord gepleeg. Ons wil soms foute maak, dat voor God gaan bely met die hoop dat nou van die Here die nagevolge ook weg. Dis nie hoe dit werk nie. Jy gaan soms die nagevolge moet dra, maar as jy werklik 'n kind van God is, gaan jy vrede hê daarmee om my nagevolge te dra, want jy gaan weet dis die nagevolge wat jy moet. Die Here was jou skoon. Die Here sê vir jou, kom na my toe, hoe vuil jy ook al is, hoe verlore jy ook al is, ek is beskikbaar vir jou. Ons plig vandag wat hier sit, as wedergebore kinders van God, is om die woord te vat, die mense van die Here Jesus Christus te gaan vertel. Deur middel van die skrifte wat ons het en deur middel van ons getuienis. Jy is soms die enigste Bybel wat iemand gaan lees. Dit is soms nodig dat die mense kan hoor, jy was ook in 'n gat gewees waarin hy sit en die Here het jou daardeur gekry. Dit is soms nodig om vir mense te gaan vertel waar jy was en wie jy is. My groot vraag is, doen ons dit? Ek kan nie hierdie antwoord vir julle beantwoord of hierdie vraag beantwoord nie, maar wanneer laas het jy regtig vir iemand van die Here gaan vertel? Wat nie 'n idee gehad het wie God is nie. Dis dalk vir my 'n bietjie makliker, want ek staan in 'n posisie waar ek dit gereeld doen en gereeld die geleentheid kry. Dis nie net my verantwoordelikheid nie. Beantwoord jouself vandag opreg en eerlik. Buiten jou vriende en jou familie wat dalk weet wie die Here is, wanneer laas het jy vir iemand van God gaan vertel? Opreg. Jy kan vir my jok, maar die Here sien ons harte. Ons werk is om hierdie evangelie te gaan verkondig, nie om dit in mense se keelgatte af te forceer nie. Ons moet daai ding ook verstaan. Ons wil partymal hê mense moet dadelik op die geestelike vlak wees waar ons is. Ons almal moes iewerster gegroei het nader aan die Here. Ons almal het eintlik onder begin. Maar ons moet iewerster tog net begin. Ons moet nie op ons werke vertrou nie, ons moet glo en bely wie Jesus Christus is, die evangelie deel en dan moet ons reageer op God se uitnodiging. Nou ek het so 'n paar belangrike punte hierso uitgehaal. Wat ek wil hê julle vandag in jouself moet beantwoord. Kan jy sê jy glo werklik wie God is en vertrou jy werklik op die Here Jesus Christus? Of vertrou jy op jouself? Vertrou jy op jou eie plannetjies? En dan wil ek vir julle ook vra, wie daar buite wag vir jou om die evangelie te hoor? Ons almal kom elke dag met mense in kontak. My oorlede oumaatjie, nee, kyk julle, ek gaan nou vir julle sê, ek kan wees wie ek is, maar ek het nog nooit 'n kind van die Here ontmoet soos daai nie. Sy het elke geleentheid by die Spar, die vroutjie wat haar geld gevat het, van die Here vertel. Die vroutjie wat haar sakkies gepak het, van die Here vertel. By die Wimpie het sy die waiters van die Here vertel. Sy het 'n geleentheid gaan soek en gaan skep om mense van die Here te vertel. Ons het nie 'n verskoning nie. Moenie vir my sê jy kom nie in kontak met mense en jy is elke dag in kontak met mense soos ons met die evangelie gaan verkondig. Onthou een ding, jy moet net die saad plant. God sal dit laat groei.
Nou, die een ding wat ek vir julle kan sê, meeste mense met wie die evangelie gaan deel, gaan nie dink hulle is sleg nie. Meeste mense gaan nie dink hulle is op pad hel toe nie. So as jou intrapslag is om vir mense te sê, jy's dadelik op pad hel toe, gaan jy 10 teenoor hulle nie bereik nie, hy gaan net daarso toesluit en vir jou sê, ek stel nie eens belang nie. Ek was een van hulle gewees. In Johannes 16 vers 7 tot 11 sê dit vir ons, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ons moet die evangelie deel, die Heilige Gees oortuig. En van die geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van die oordeel, omdat die owerstes van hierdie wêreld veroordeel is. Ons moet net die evangelie verkondig. Moenie mense veroordeel nie. Dis God se plek daar. Moenie vir mense vertel, hulle is op pad hel toe as hulle nog nie eers weet wie is Jesus Christus nie. Dalk miskien moet ons net begin by die evangelie. En toelaat dat die Heilige Gees hulle aankaan. Besef een ding julle, jy mag dalk mense kry wat vir jou gaan sê, vat jou goed en waai, ek wil dit nie hoor nie. Ek stel nie belang nie. Dan sê God ook vir ons, dan stof jy daai skoene stof van jou voet af en jy beweeg aan. Hou net nie op om die evangelie te verkondig nie. Maar julle, ons moet eerstens seker maak, ons het ware geloof, ons het werklike vertroue vir genoegdheid op Jesus Christus. En dan wil ek julle vandag los met 'n laaste ding. Wie van julle sal werklik na vandag bereid wees om te gaan evangeliseer en mense te bereik met die waarheid van Jesus Christus? Sluit asseblief met die oë. Here, baie dankie vir u kosbare woord en dankie vir die lesse wat ons kan leer uit die woord uit, Here, en dankie dat ons sien dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar dit gaan altyd doenbaar wees. Here, al sit ons dalk op 'n piek of ons sit in 'n dal, weet ons U is nog steeds met ons en U nooi ons nog steeds vandag. Here, my gebed is dat ons gehoor sal gee aan u woord. Maar Here, ek het so groot begeerte dat ons sal uitgaan na vandag en die evangelie gaan verkondig, hierdie mooi, goeie nuus aan die wêreld gaan vertel. Here, my gebed is dat ons tyd in ons skrifte sal spandeer, dat ons die woord sal ken. En as ons vir mense van u vertel, dat ons dit met liefde en deernis sal doen. Dat die mense die liefde van God in ons kan sien en ons kan beleef. Here, maar dat ons ook nie sal bang wees om die waarheid te gaan verkondig nie. Dat ons dit nie sal afwater omdat ons bang is ons kan op tone trap nie. Here, die waarheid van die evangelie gaan soms ongemaklik wees. Here, maar 'n korte duur van ongemak op hierdie aardse bestaan is niks teen 'n ewigheid en permanente ongemak nie. Here, ek sê vir u baie dankie dat u nog nie op ons opgegee het nie en dankie dat u nog steeds vir ons hierdie geleentheid gee. Here, dis kosbaar om onsself kinders van 'n lewende God te kan noem. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam, amen en amen.